Lees die brief hardop voor. Vriende, hartlik welkom. Ons het verlede Sondag begin deur vir mekaar te sê, ons gemeente ontvang 'n brief. Maar wat maak 'n mens met 'n brief? Jy maak die brief natuurlik oop. En ons het by die eerste oogopslag, toe ons hierdie brief oopgemaak het ons 5 dinge raak gesien. Ons het vir mekaar herinner daaraan dat Jesus is die ware koning, in die taal van Handelinge 17, wat die storie van die Tessalonisense vertel. Ons het vir mekaar gesê uit Paulus se brief voor ons dat daar is ewige implikasies vir geloof. Ons het gehoor dat ons het medegelowiges nodig rondom ons. Dat lyding en vervolging terwille van die evangelie, dit is versekerde werklikheid. Maar dan, wanneer ons saam met mekaar byeen is daar 'n groei in kennis wat noodsaaklik is om Jesus, ons ware koning, al meer, al beter en al dieper te leer ken. Ons het die week saam met mekaar deur die brief wat ons ontvang het, gestap op soek na 5 roetemerkers. En hierdie 5 roetemerkers help ons om sin te maak van die pad vorentoe vir ons in ons gemeente. Die eerste roetemerker was gewees draai weg. Ons het gevind in 1 Tessalonisense 1 vers 9, hoe julle omgedraai het na God, weg van die afgode af om die lewende en die ware God te dien. Met ander woorde, as ek wegdraai, dan draai ek weg van iets toe na iets anders toe. Ek draai weg van die afgode af na die lewende en die ware God toe. Maar dan sien ons dat hierdie woord epistrepsate in die Grieks, hulle het weggedraai. Dis in die Augustus tydsvorm geskryf. Met ander woorde, dit beskryf iets wat in die verlede reeds afgehandel is. So Paulus gee nie nou 'n opdrag en sê, dis 'n goeie oorweging as julle sou oorweeg om weg te draai nie. Nee, hy prys hulle omdat hulle reeds weggedraai het. Maar om weg te draai sou vir hulle alles gekos het. Dit sou vir hulle alle betrokkenheid in hulle sosiale, ekonomiese of familiêre kringe gekos het om Jesus te volg. Steeds het hulle gekies om weg te draai. Dan het ons vir mekaar gesê, as jy draai weg van die afgode af na die lewende God toe, dan hoor ons, hulle het gedraai om te dien. Nou, die Griekse woord hier is doulein, wat beteken letterlik om te dien. Maar as jy dit vergelyk met die naamwoord van hierdie woord, doulos, dan hoor ons dit is 'n diens of 'n knegg of 'n slaaf. En as ek dan sê, maar ek draai weg van afgode om die lewe in die ware God te dien, dan word ek as ware 'n dienskneg in sy diens. En dit gebeur op 3 verskillende terreine, naamlik om lief te hê, om na te volg en om heiligheid te leef. Kom ons kyk. Ons het vir mekaar gesê, toe ons die eerste terrein van naderby beskou het ons saam met mekaar gelees uit 1 Tessalonisense 4 vers 9. O broederliefde, hoef ons nie aan julle te skryf nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. En julle doen dit ook teenoor al die broers in die hele Macedonië. Maar ons versoek julle egter dringend broers, lê julle nog meer daarop toe. Jy sien watter tipe liefde is dit wat Paulus hier beskryf. Hy beskryf nie maar net agape liefde nie, hy beskryf die liefde wat hy sê is tes Philadelphias, broederliefde. Nou sal 'n mens dalk dink, hierdie broederliefde is maar nie teenoor sommige broers. Jy weet, daardie broers waarvan ek hou, daardie broers wat van my hou, daardie broers wat maklik is om lief te hê. Maar nee, Paulus se idee is so ruim dat dit alle medegelowiges insluit. Maar hy gebruik ook die woord in 1 Tessalonisense 1 vers 4 wat sê agapemenoi, geliefdes. Nou hierdie woord is in die perfektum en in die passief geskryf. Paulus gebruik dit as 'n aanspreekvorm. Julle is die broers, julle is die geliefdes. En die woord is in die perfektum tydsvorm geskryf, en die perfektum tydsvorm beskryf iets wat in die verlede gebeur het, volledig, maar die handeling gaan voort. Met ander woorde, julle is in die verlede heeltemal volledig liefgehê, maar dit is 'n voortgaande liefde wat in die toekoms sal voortgaan. En nou is die vraag, deur wie is julle liefgehê? Die woord is in die passief geskryf, met ander woorde, julle is deur God liefgehê. In die verlede heeltemal volledig. Want as God iets doen, dan doen hy dit volledig. Maar
hierdie liefde van God is nie net afgehandel in die verlede nie, maar die effek daarvan duur voort. En nou sê Paulus vir hulle, as dit is hoe God julle liefhet en aanhou om julle lief te hê, daarom moet julle mekaar dan ook so lief hê. Die tweede terrein of die derde roetemerker vind ons in 1 Tessalonisense 1 vanaf vers 6. En julle het ons voorbeeld gevolg en die van die Here, nadat julle die woord ten spyte van groot verdrukking met die blydskap van die Heilige Gees ontvang het, met die gevolg dat julle 'n voorbeeld vir al die gelowiges in Macedonië en in Agaia geword het. So nou het ons gehoor dat Paulus het die woorde vir hulle gesê, mimetai egne fete. Julle het navolgers geword in die Aristus tydsvorm. Met ander woorde, dit is voltooid. Paulus sê nie vir hulle dit sal 'n goeie idee wees om te oorweeg om navolgers te word nie. Julle het dit reeds geword. Julle het navolgers geword omdat julle ons en die Here nagevolg het. Maar nou sê hy, omdat julle dit gedoen het, omdat julle die boodskap aanvaar het, kon julle die voorbeeld weer verander word wat hulle kan navolg of wat hulle kan naboots. Die derde terrein of die vierde roetemerker is leef heilig. Dit vind ons in 1 Tessalonisense 4 vers 3. Want dit is God se wil dat julle heilig moet leef, dat julle sal weerhou van onsedelikheid. God het ons tog nie geroep tot onheiligheid nie, maar tot onreinheid nie, maar tot heiligheid. Daarom dan, die een wat dit verontagsaam nie 'n mens nie, maar God, wat sy Heilige Gees gegee het. So, wanneer mens dink daaraan om heilig te leef, dan dink ek, prakties beteken dit om af te grens. Jy sien, wanneer ek die heiligheid van God voor oë het, dan besef ek maar, daar sekere dinge in my lewe wat dan net nie meer 'n plek het, wanneer ek die heiligheid van God in my lewe prioriteit geniet nie. En dan moet ek myself afgrens. Nou, Paulus gee baie voorbeelde in verskillende briewe wat hy skryf, oor waarvan mense hulle self moet afgrens binne die proses van heiligmaking. Maar in hierdie brief spesifiek fokus hy daarop in dat mense hulle self moet afgrens van onsedelikheid af, onreinheid, vanaf die tes porneias af. Want hy sê, dit gebeur as 'n oproep. God het ons geroep tot heiligheid. Nou wie hoor ons weer die woord ekaleesen, dis in die Aristus tydsvorm. Met ander woorde, dis iets wat afgegaan is in die verlede. God het my reeds klaar geroep tot heiligheid. Maar nou hoor ons God wat sy Heilige Gees aan julle gegee het. Letterlik, as ons hier kyk, dan sien ons hierdie woord is die donta in Grieks. Dit is nie iets wat in die verlede gebeur het nie, maar dit is beskryf, dis 'n presens participium. Met ander woorde, dit verduidelik 'n handeling wat besig is om te gebeur. So, God het my in die verlede reeds afgehandel, geroep tot sy heiligheid. Maar nou in die hede ontmoet hy my en gee hy my aan my sy gees, waardeur ek dan heilig kan leef onder die leiding en die krag en die teenwoordigheid, die betrokkenheid van die Heilige Gees. En dan ons 5de roetemerker, wees gereed en om sy seun wat hy uit die doodheid opgewek het, uit die hemel te bly verwag. Jesus wat ons kom red uit die oordeel wat kom. Ons lees dit in 1 Tessalonisense 1 vers 10. Nou hier hoor ons die woorde, die een wat hy opgewek het, hon gai ren. Dis in die Aristus tydsvorm. Dit beskryf Jesus. Maar dan hoor ons ook die woorde ton rio menon. Dit is die een wat hy red. Dis in die presens. Met ander woorde, Jesus is die een wat God in die verlede klaar volledig opgewek het uit die dood. Maar dis die een wat my in die hede kom verlos van die komende oordeel, deur my uit die sweer van oordeel te verplaas, deur my in hom te plaas. So, vanoggend met dit in ag genome, die prentjie van ons 5 roetemerkers uit 1 Tessalonisense se Pinksterreeks. Sluit ons vanoggend hierdie Pinksterreeks af, wanneer ons Paulus se brief slot, saam met mekaar lees. 1 Tessalonisense 5 van vers 23 tot 28. Maar God, wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus weer kom.
Hy wat dit sal dit ook doen, want hy wat julle roep is getrou. Broers, bid ook vir ons. Groet al die medegelowiges met 'n soen van Christelike broederskap. In die naam van die Here drink daarop by julle aan dat die brief van al die gelowiges voorgelees moet word. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle wees. Nou, wanneer ons die briefslot hoor, dan hoor ons, hier is 'n boodskap van troos opgesluit in die briefslot. Want jy sien, Paulus verander in die briefslot vanaf imperatiewe na optatiewe. In Afrikaans beteken dit, hy verander van opdragte na 'n wens. Vanaf die opdragte wat hy gee, julle moet die volgende doen, na wense wat hy wens God sal doen. Hoe klink dit? In vers 23, mag God, wat vrede gee, julle aan hom toegewyd maak, en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar, dat julle onberisplik sal wees, wanneer ons Here Jesus weer kom. In plaas daarvan om te fokus op wat hulle moet doen, vertel hy nou aan die einde van die brief hulle, maar wat God doen. En hy doen dit deur te verander van 'n imperatief na 'n optatief, in terme van die Grieks, wat hy gebruik. En dan sê hy, wanneer ons nou aan julle al die opdragte gee wat julle moet doen, troos ons julle deur vrede te kom onderstreep wat God doen. God is die een wat julle toegewyd sal maak, wat julle sal bewaar en julle sal blaamloos maak wanneer hy weer kom. En dan sê hulle in vers 24, maar waarom kan hulle seker wees? Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep is getrou. Broers, bid ook vir ons. Groet al die medegelowiges met 'n soen van Christelike broederskap. So Paulus kom sê vir hulle, so waarom kan ons seker wees? Want is nie 'n menslike handeling waarvan ons praat nie, ons praat van 'n goddelike handeling. God is getrou, hy is die een wat die handeling uitvoer, en hy sal dit ook doen. Dit is wat God doen. Hy is getrou. So nou, hoor ons, lees die brief hardop voor. Waarom is dit belangrik dat elkeen in die gemeente dan hoor, wat is die inhoud van hierdie brief? Want jy sien, om die boodskap jou eie te kan maak, moet jy die brief kan hoor. Almal in die gemeente kon waarskynlik nie gelees of skryf het nie. So, die enigste manier om die boodskap te ontvang, is om te luister wanneer dit hardop voorgelees moet word. Maar almal in die hele gemeente moet dit hoor. Net so ook in ons gemeente. Daarom kom ons op 'n Sondag kerk toe. Om te sê, ons kom luister na die voorlesing van die skrif. Om die boodskap ons eie te maak wanneer ons luister, wanneer dit hardop voorgelees word. En vandag is jy hier, omdat jy die voorlesing van die brief hoor. Maar nou is my vraag, hoe gaan dit jou lewe verander? Dit gaan my en jou lewe verander, wanneer ons in die spore van die Tessalonisense wil volg en sê, ons wil wegdraai van enige iets, soos 'n afgod, wat ons nog wil lief hê. Ons wil lief hê mekaar, omdat God ons heeltemal lief het. Reeds in die verlede en steeds aanhou daarmee. Ons wil navolg, sodat ander mense ons kan navolg, van wat dit beteken om Jesus te volg. Ons wil heilig leef, omdat God aan ons die Heilige Gees gee, waardeur hy ons in staat stel om ons lewens af te grens van dit wat in stryd is met God se heiligheid, sodat ons meer soos Jesus kan word. En dan wil ons gereed wees, wanneer hy weer kom, om hom te ontmoet. Maar dit kan my en jou lewe verander, wanneer ons in die genade van ons Here Jesus bly. En dit is die woorde waarmee Paulus dan sy brief afsluit, wanneer hy sê, die genade van ons Here Jesus sal by julle wees. Want jy sien, as ek in die genade van die Here Jesus bly, dan kan ek vanuit hom lewe. Vers 27 en 28 het hy gesê, in die naam van die Here dring daarop by julle aan, dat die brief van al die medegelowiges voorgelees moet word. En wanneer julle dit dan doen, onthou julle, dat die genade van ons Here Jesus sal by julle wees. So wanneer die genade van God by my is, dan weet ek hoef nie alleen te probeer nie. Hierdie 5 roetemerkers is nie iets wat uit eie krag gebeur nie, maar ek vertrou daarop
dat God my in staat stel. Hy wat die een wat my in staat stel, hoor ons uit die briefslot, is getrou. Hy sal dit ook doen. En waarom kan ek vashou? Dat die genade van die Here Jesus by my sal wees. En daarom leef ek met hoop. Amen.